Goeiemiddag almal. Kan julle my mooi hoor? Ons probeer om Dolby Digital te praat en almal wat dit moet sien net so. Baie welkom by ons Psalm en Oralfees. Dis wonderlik dat julle almal hierso is. Dit maak my hart so bly en warm. En my bede is dat jy vandag net kan sit en die program geniet en ook dat al die bekommernisse van jou lewe afrol en dat jy ook jou hart en gedagtes op die Here kan fokus 3 uur op 'n Sondagmiddag. Dis 'n wonderlike tyd. En die Here het ons geseën met hierdie week. Want gewoonlik op 3 uur die middag kan jy eintlik maar goed bak in die kerk. So baie jy kan 'n maaltyd hier sit en foelie en na die diens sal hy gaar wees. So dis reg. Dis baie lekker. Maar ek is baie bly julle is almal hier. Dit is so ordening. Ons doen wat die program sê en onthou ons as die Here jou so lei dan mag jy ook hande klap. Ons mag dit doen. Reg. Die van nou hierdie. En dan julle na Psalm, wat is Psalm 133? Psalm 33. Omdat dit die Psalm en Oralfees is dit ook 'n fondsinsameling vir ons lieflike orrel daar agter om 'n bietjie in stand te hou. So na Psalm 33 in die program sal daar 'n kollektief wees. So maak maar net 'n kroeg hier agter in jou. So julle, geliefde broers en susters, kom ons word dan vanmiddag stil in die teenwoordigheid van die Here en ons begin met hierdie pragtige woorde uit 1 Tessalonisense uit. Wees altyd bly, bid geduldig en wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Kom ons maak ons oë toe en kom ons bid saam. Ons almagtige God en ons hemelse Vader, ons kom vanmiddag na U toe met ons hande uitgestrek in gebed. En met alles wat in ons is, met ons hele hart wil ons U loof en prys vir al U goedheid en U liefde en die baie genade, die onverdiende genade wat ons keer op keer so getrou uit U Vaderhand ontvang. Here, dankie dat ons ook vanmiddag hier mag wees, waar ons vanmiddag ook mag geniet met pragtige lofliedere en psalms en wonderlike musiek, alles tot U eer. En daarom vra ons ook, Here, help ons, lei ons deur die Gees, dat vanmiddag ook een groot, heilige, dankseggings, lofoffer vir U sal wees, vir al U goedheid en U genade. En Here, lei ons ook, dat as ons vanmiddag hier uitstap, dat ons hierdie week sal ingaan, en dat ons met ons hele hart U sal loof en prys met alles wat ons dink en sê en doen en aanpak.
So bid ons al die dinge, ons bid dit met 'n vaste en 'n onwankelbare vertroue. En ons vra dit net in die naam van Jesus Christus, ons verlosser en ons ewige koning. Amen. Die orgelse stem het oor eeue heen deur kerke weerklink as 'n klank van lof, gebed en verwondering. Sy ryk klanke dra die psalms en liedere en laat hulle bo woorde uitstyg. In die asemhaling van pype en wind word musiek 'n taal waardeur die gemeente saam voor God kan staan. En elke noot herinner ons aan die grootheid en getrouheid van ons Skepper. Ons openingwerk is Psalm 19, The Heavens Declare, in 'n komposisie deur Benedetto Marcello. Hierdie psalm besing die heerlikheid van God se skepping en hoe die hemele sy grootheid verkondig. Sonder woorde, maar met oorweldigende krag. Marcello was 'n Italiaanse barokkomponis uit die 18de eeu, bekend vir sy toonsettings van die psalms waarin eenvoud, eerbied en musikale skoonheid saamvloei. Sy musiek bly getrou aan die teks en nooi luisteraars om met aandag en verwondering te luister.
Ons volgende werk is Jesus, is my hartse vreugde, die Afrikaanse weergawe van Jesu, Joy of Man's Desiring. Die teks is geskryf deur Dominee Johannes van der Merwe en die musiek is bekend uit J.S. Bach se kantate nommer 147, waarin hy die vreugde en vrede van Christus op meesterlike wyse laat hoor. Daarna luister ons na bereiming vanuit Psalm 42 en 43. Psalm 42 en 43 verwoord 'n diep verlange na God te midde van nood en onsekerheid. Soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag my siel na U. Tog klink daar deur alles heen 'n vaste hoop op God. Hierdie psalms leer ons om ons nood eerlik voor die Here te bring, maar ook om op sy trou te bly vertrou. Help mij weer op
spotting al vra my aanhoudend, waar is die God van jou nou? Al het golwe van zwaarkheid oor my gespoel, doch weet ek kan u vertrou. Al is ek ontsteld en mismoedig, met hartseer en onrus omring. Weet God is my hoop, hy help my weer op, ek sal al my lof aan hom bring. Kom stuur nou u lig en u waarheid, laat dit my lei na u huis, want God is my God, die bron van my lof, my lied sal u jubelend prys. Al is ek ontsteld en mismoedig, met hartseer en onrus omring, weet ek God is my hoop, hy help my weer op, ek sal al my lof aan hom bring. Ons volgende item is 'n verryming van Psalm 23 met teks en melodie deur Isabel Kreur en word tans voorgelê as 'n vonklied. Psalm 23 is een van die mees geliefde psalms, 'n belydenis van vertroue in die Here as ons herder, wat lei, versorg en beskerm. Selfs in die dal van doodskaduwee bly sy trou vas en sy teenwoordigheid ons troos. Mag hierdie nuwe beryming die bekende woorde vars in ons harte laat weerklink. Voelt
and the power and the glory Goed, ek dink nie mens bring gewoonlik mense Bybel saam op 'n 3 Sondag middag nie. Maar as jy jou Bybel dalk by jou het, kan jy oopmaak by Psalm 100. Maar Psalm 100 is gelukkig baie kort, baie kragtig en ons ken gelukkig almal Psalm 100. So ek gaan vir ons Psalm 100 lees en dan wil ek net vanmiddag 'n paar belangrike gedagtes met julle deel. Goed, Psalm 100, dit is 'n dankpsalm, so hierdie psalm is 'n dankie sê, en nou lees ons hierso. Juig tot eer van die Here almal op aarde. Dien die Here met blydskap en kom voor die Here met 'n gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Ons is sy volk, sy eie kinders. Gaan sy poorte binne met dankliedere en sy tempel met lofsange. Dank hom, prys sy naam, want die Here is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie en sy trou duur van geslag tot geslag. Is 'n pragtige psalm wat ons op hierdie middag lees, hè? Maar Psalm 100, soos ons almal weet, is 'n dankpsalm. Hierdie psalm is 'n dankie sê. Ons sing dit baie keer as 'n lofpsalm, maar dit gaan oor baie meer as net 'n lofpsalm wat ons vir die Here sing. Dit gaan oor 'n hart wat weet die diep binne in jou wat jy van God ontvang het. Dit gaan oor mense wat besef, maar hoorie, maak nie saak wat gebeur nie, ek is die Here se en ek behoort aan die Here. En in die eerste versie sien ons 3 dinge wat dankbare mense doen. So as jy die Here ken en as jy vir hom lewe, dan sê jy dankbaar. Ons 3 kenmerke van 'n dankbare mens. In die eerste plek, 'n dankbare mens juig. Jy sing dit nie altyd nie, jy juig sommer met jou hele lewe is vir jou 'n loflied. Dan, dankbare mense dien, dis mense wat die Here dien in alles en net alles. En dan nog 'n kenmerk van dankbare mense, dis mense wat smag en honger na die Here, hulle kom na die Here toe. So juig in die eerste plek, waar begin juig? Geliefdes, dit begin hier binne in jou hart. Dis nie 'n opdrag om maar net lawaai te maak en te sing so hard as wat jy kan nie. Om te juig is daai gevoel en daai beweging wanneer jou hart heeltemal oorloop, wanneer jy regtig in jou wese besef wie God is en hoe groot sy genade vir jou is. En as jy dit besef, as jy weet hoe groot die Here is en hoe groot sy genade vir jou is, dan kan jy nie net koud bly nie, dit beweeg jou tot aksie. Dankbaarheid, as jy weet hoe lief die Here jou het, dit raak jou diep hier binne in jou. Maar dit bly nie net 'n gevoel nie, dit word 'n manier van lewe. Jy dien. Jou hele lewe kry 'n nuwe rigting as jy 'n dankbare kind van die Here is. Dankbare mense is bietjie anders. Hulle leef so bietjie anders. Hulle dien die Here nie uit plig of uit gewoonte uit nie, maar met hulle hele hart in liefde. En dan kom hulle na die Here toe en hulle soek sy teenwoordigheid. Dankbare mense wil by die Here wees, is by hulle brandende begeerte. Dankbare mense soek nie net dinge wat die Here gee nie. Dankbare mense soek die Here. Baie mense loof en prys die Here en as hulle vra, hoekom loof en prys jy die Here? Dan sal mense vir jou sê, maar die Here is my goed, hy sorg vir my, hy is lief vir my, hy is elke dag by my. Daar was ek in 'n krisis en daar het die Here vir my uitkomste gegee. Maar dankbare mense loof die Here bo alles, nie net vir wat die Here vir hulle doen nie, maar vir wie hy is. Hy is God almagtig, ons groot God en troue Heer, so hulle soek die Here.
Nou miskien moet ons vanmiddag eerlik vra, as jy die Here loof en prys, as jy juig vir hom, is dit wat ook in jou hart gebeur. Juig ek nog die Here? Dien ek hom regtig met blydskap, of sing ek soos die grafsteensangers baie keer vir hom 'n lofsang? Iets wat ons elkeen vir onsself kan vra, en soek ek hom, het ek 'n brandende begeerte om by die Here te wees. Nou as jy 'n brandende begeerte in jou het om die Here te ken en om te loof en te prys met jou hele wese, wat bring jou by daardie plek? Wat dryf jou soontoe? En vers 3 gee vir ons die antwoord. Lees hier, erken dat die Here God is. Ons lees hier in die Hebreëus die verbondsnaam van die Here, sy verbondsnaam, die God wat homself aan sy volk verbind het. Onthou, Abraham was nie daar in en besluit, ek wil nou die Here dien. Die volk Israel was nie daar in Egipte en besluit, weet jy, ons wil nou die Here nader. Nee, hy verbind homself aan mense, aan sy volk vas. So, as jy vandag hier sit, kan ek en jy bly wees, en ons kan bly wees, dat hy jou God is. Hy die skepper van hemel en aarde, die ganse heelal is jou God. Geliefdes, as God nie ons God was nie, as hy nie ons hemelse Vader was, wat ons innig lief gehad het, dan het ek en jy groot moeilikheid gehad. So mag ek en jy dankbaar wees vandag, dat ons die Here kan ken, en dat hy ons God is. Hy het ons ook gemaak. Jy is nie toevallig hier nie, as jy vandag vir mense vra, hoekom is jy hier? Hoekom het die Here jou gemaak? Hoekom het die Here alles gemaak? 'n Belydensklas het al so 'n hele paar jaar vir my teruggesê, toe ek vir hulle vra, hoekom is jy hier? Hoekom het die Here jou gemaak? Toe sê die een meisietjie, wat nie, die Here was alleen. Nee, maar was pragtig, besonders, nee. Maar hoekom is jy hier? Hoekom het die Here jou gemaak en jou aan mekaar gesit en jou gevorm? Vir hom. Jy is hier vir hom. Jy is sy idee. Jy is syne. Hy het jou gemaak. Hy het jou aan mekaar gesit. So jy wat hier sit vandag en eintlik die hele skepping moet met alles wat ons sê en doen en dink en aanpak met die werke van ons hande, moet ons die Here loof en prys, want ons is syne. So mag jy vandag weet, jy is die Here se, jy is sy werk. En dan kry ons, en dit bring ons op by kosbare woorde hier in Psalm 100, ons is syne. Dit is die hart van Psalm 100. Ons behoort aan hom. Jy behoort aan die Here. So skape aan 'n herder behoort, so behoort jy aan die Here. En mag jy dit onthou. En daarom juig ons, daarom dien ons, daarom kom ons na hom toe, want hy is ons herder wat ons nou gesing het in Psalm 23 wat ons innig lief het. Nou in die tweede deel van die Psalm word herhaal, dan lees ons ook daar, gaan deur sy poorte in met lof, met danksegging. En dis die beeld van iemand wat doelbewus moeite doen om na God toe te gaan. Hy maak moeite, hy wil so graag in die Here se teenwoordigheid wees. Dit kos hom baie tyd en opoffering om na die Here toe te gaan. En wanneer hy daar by die poorte van Jerusalem by die tempel kom, wat maak hy? Hy sê dankie. Dankie. Dankbare mense sê dankie. Nie net een keer nie, oor en oor het jy 'n loflied van danksegging op jou lippe vir die Here se goedheid en liefde vir sy genade. Waar jy vandag hier sit, waar ons die pragtige musiek hoor en saam kan sing, dan mag ek en jy ook vandag hier vir die Here sê, Here, dankie vir lewe. Dankie vir elke asem wat U so getrou elke dag vir my gee. Dankie vir U genade, dankie dat ek aan U behoort. En dankie, Here, vir alles wat U vir my gee en wat U vir my doen, en bo alles wie U is. En geliefdes, dis so 'n kind van die Here lewe. Jy sê vir die Here God dankie. En mag ons net gou vanmiddag seker daar wees. En party mense dink ek is soos 'n ou old school plaat wat vashak. Maar onthou, ons doen nie goed en lewe reg dat die Here dan sê, goed, jammer, jy het nou soveel regmerkies agter jou naam, omdat jy so goed gedoen het, red ek jou en verlos ek jou, spreek ek jou vry. Nee, ons kan dit nie verdien by die Here. Uit genade alleen is ek en jy vrygespreek en verlos en skoongewas. Dit is 'n geskenk wat die Here vir ons gee. En wat maak jy as iemand vir jou 'n geskenk gee? In die eerste plek vat jy hom, glo dit in geloof, swaar, en jy sê dankie.
Dis hoe ons lewe, ons sê vir die Here met ons hele lewe dankie vir sy verlossing. En dit bring ons by die amper laaste stukkie uit. Die Here is goed. Mag jy vandag weer, die Here is goed. Hy is nie naar nie. Hy is nie onregverdig nie. Hy is goed. Onthou dit. En partykeer in die moeilike tye moet ons as gelowiges mekaar herinner en sê, hy, die Here is goed, hy is by jou. Kyk verby jou krisisse en probleme en hou vas aan hom, hy is goed. En mag ek en jy dit vandag en ook elke dag onthou en mekaar ook hieraan herinner. As God nie vir ons goed is nie, as jy op 'n plek in jou lewe is waar jy dink, die Here is ver en hy is nie goed vir my nie, dan moet ek en jy hom leer ken en hom weer leer ken in die waarheid van sy woord. En daarom gee die Here vir ons sy kosbare woord, ons kan leer ken, ons kan weet wie hy is. Daarom gee hy ons ook vir mekaar, ons as gemeente, dat ons mekaar in die moeilike tye bietjie kan sê, hy, die Here is by jou. Nee, fokus op hom. Nee, vertrou hom. Sodat ons hom in ons omstandighede reg kan sien en ook kan weet, hy is goed. En dan moet jy ook vanmiddag weet, dis die laaste paar dinge. Sy goeie tierenheid het geen einde. Dit beteken ook, die Here se goedheid hou nie op nie, en hy raak nooit moeg vir jou. Dis wonderlik. Wonderlik is, as ons kan weet, maar hoor die Here is vir hom wonderlik as ek en jy na hom toe kan kom. Baie keer as jy in die winkel is, en jy is haastig, dan sien jy 'n ou daar in die gangetjie, jy weet, hy gaan vir jou, hy gaan jou ore van jou kop afpraat, dan dood ons hulle partykeer, ons wil hulle nie sien nie. Mag jy ook regtig weet, die Here sal dit nooit met ons doen. Hy's altyd daar. Sy goeie tierenheid het geen einde nie. Hy raak nooit moeg vir jou nie. En sy trou duur van geslag tot geslag. Die Here wat jou ouers en jou grootouers en jou grootouers gedra het, dra jou ook elke dag. Dit moet ons nie vergeet nie. En waar sien ons dit die duidelikste? By ons Here Jesus Christus met sy offer aan die kruis. En daar sien ons hoe God werklik goed is. Die oorvloedigste bron van alles wat goed is, soos ons het bely in die NGB. Aan die kruis wys God vir ons sy hart. Daar hoor jy behoort aan my. Nie omdat jy dit verdien het en so oulik en hoogheilig is nie, nie omdat jy goed genoeg is nie, maar uit genade alleen. Wanneer jy voor Jesus Christus jou koning en Here staan, dan besef jy, hoorie, ek is leeg. Ek het niks om op te roem nie, alles is net genade. En as jy dit regtig verstaan, as jy dit snap, dan borrel daai dankbaarheid uit jou lewe uit en jy kan dit nie keer nie. So dankbaar is jy vir die Here en jy lewe dit uit. Selfs al is jy 'n rekenmeester of 'n prokureur of wat ook al jy doen, nee. Jy doen jou werk sodat die Here al die eer kry. Jy lewe dit uit. En ons leef in 'n wêreld wat altyd meer wil. Ons as mense is nooit tevrede nie. Mense soek altyd meer geld, jy soek altyd nog iets, jy wil altyd nog 'n leerklim. Jy dink altyd ek gaan nou gelukkig wees dat ek daai vis in my vis trek. Ons dink ons lewe as mense ons so. Ons soek meer erkenning, meer sukses. Ons fokus so maklik op die dinge wat ons nie het nie, wat ons eintlik baie keer mis wat ons wel het. En Psalm 100 leer ons juis om anders te kyk, om te sien, om te besef wat ek en jy reeds het. Wat het ons? Wie het ons? Ons het 'n groot, getroue en liefdevolle God. 'n hemelse herder. 'n Vader wat nooit verander nie en wat elke liewe dag by jou is. Die laaste vraag vanmiddag, is jy dankbaar? Nie net met jou woorde nie, maar met jou hele lewe, met elke asem. Juig jy nog vir die Here? Dien jy hom met blydskap, soos hier in Psalm 100 lees? Soek jy sy teenwoordigheid, of het jou hart so bietjie stil geword? Gemeente en al ons besoekers hier vandag, neem vandag die uitstap. Sê hoe groot die Here se genade vir jou is, en leef dankbaar. Wanneer jy môre werk toe gaan en skool toe gaan, leef daar dankbaar. Wanneer jy by die huis is, leef dankbaar. Steek die mense om jou aan met die dankbaarheid van die Here, daai liefde wat die Here ook vir jou gee. En wanneer dinge goed gaan en wanneer dit swaar gaan, die maklike tye en die moeilike tye, onthou, jy behoort aan die Here. Jy is syne en niks kan jou ooit van sy liefde skei. Daarom, juig
Dien die Here met blydskap. As ons 'n lofpsalm sing, dan sing ons nie juig al wat leeflik voor die Here nie. Jy pas sy dit uit, dis juig al wat leef, juig voor die Here. Dien die Here hoe? Met blydskap. Ons wys dit, dit is ons voor die hand liggend. Kom in sy teenwoordigheid met lof en sê met jou hele lewe, dankie Here. Amen. Kom ons maak ons oë toe en kom ons bid. Ons almagtige God en ons hemelse Vader, ons kom vanmiddag voor U met ons orgelfees en dank, 'n orgel en psalmfees en Here met ons hele hart sê ons vir U dankie vir al U liefde en die goedheid en die baie genade wat U vir ons gee. Maar Here, ons loof en prys U nie net en sê vir U dankie vir alles wat U in oorvloed vir ons gee en doen nie, Here, ons loof U nie net vir al die ryke seëninge uit die Vaderhand uit nie. Bo alles loof en prys ons U vir wie U is. U is die Alfa en die Omega, die skepper van die hemel en die aarde, die ganse heelal. Dankie dat ons vandag hier saam kon wees waar ons hierdie pragtige liedere en instrumente en gawes kon hoor. Dankie dat ons dit kon geniet en dankie dat dit 'n lofoffer vir U is. Dankie dat ons tot U eer kan sing en ons vra dan Here dat ons dankbaarheid en ons jubeling nie hier sal eindig nie, maar dat ons met 'n lied in die hart hierdie week tegemoet sal stap en met die woorde van ons mond, met die dade van ons hande, U lof en eer en heerlikheid verkondig totdat U weer kom. So bid ons al die dinge met 'n vaste vertroue en Here, ons vra dit net in die naam van Jesus Christus, ons verlosser en ons ewige koning. Amen.
opgeneem het terwyl ons gesing het. Ons kan, julle kan gerus nou opneem, ek sal opneem. O, sorry. Ons laaste sangitem is Psalm 139, die teks en melodie ook deur Isabel Kreer. Hierdie Psalm getuig van die Here wat ons volkome ken, ons gedagtes, ons paaie, ons diepste wese. Daar is geen plek waar ons van sy teenwoordigheid kan wegvlug nie. Sy hand lei ons en dra ons. Mag hierdie toonsetting ons herinner aan God se alomteenwoordige genade en trou. Ik
Ons slotwerk is 'n orgelsolo. Leon Bolman se Toccato. Bolman, 'n Franse komponis uit die laat 19de eeu, is bekend vir sy meesterlike orgelwerke wat tegnies uitdagend en klankryk is. Hierdie stuk verg groot behendigheid en uithouvermoë van die orgelis, veral waar die kragtige melodie in die pedaal lê en met die voete gespeel word, terwyl die hande vinnige en energieke passasies uitvoer. Die Toccato is 'n indrukwekkende en meeslepende afsluiting van ons program, wat die volle virtuositeit van die orgel tentoonstel.
gemeenskap het ook met hierdie pragtige orgelmusiek so gaan orgel daar buite. Alles wat jy doen. En mag die Here elkeen van julle seën en julle toefou in sy liefde en dan baie belangrik, daar's baie roomys. So kom help ons asseblief roomys eet. Dit is almal is vriendelik verplig om nou te kom roomys eet onmiddellik. Nou, dankie. Ja, ik ga nog Wat doen?